Hier is wat geactiveerde houtskool of charcoal in jou liggaam doen. Ons hoor van so baie mense wat geactiveerde charcoal gebruik om te detox, hulle tande weer wit te maak en om hulle vel te verhelder. Net omdat jy dit kan eet, daarmee kan borsel en daarmee kan was, beteken nie noodwendig dis wat ons daarmee moet doen nie. Geactiveerde charcoal is baie dieselfde as die charcoal in jou braai. Die groot verskil is dat geactiveerde charcoal by 'n baie hoër temperatuur verbrand word, wat maak dat die charcoal in 'n baie fyn poeier afbreek met 'n groter oppervlakarea as die charcoal in jou braaier. Die groter oppervlakarea beteken dat daar meer plek vir die stowwe is om aan die charcoal te bind. Dit is presies wat jy wil hê wanneer jy gifstowwe en toksine uit die liggaam probeer verwyder. So wanneer jy die geactiveerde charcoal inneem, sal dit begin bind met ander stowwe in jou ingewande, wat nuttig is as jy op medikasie oordoseer het of vergiftig is, aangesien die charcoal met die medikasie kan bind voor dit geabsorbeer word en jou stelsel binnegaan. Dis hoekom hospitale dit gebruik om sekere soorte vergiftiging te behandel voordat hulle die maag uitpomp. Maar gifstowwe is nie die enigste ding waarin charcoal bind nie. Dit kan ook nuttige dinge wat ons nodig het soos vitamiene, minerale en antioksidante absorbeer. Wat sake nog erger maak is dit kan aan medikasie soos antidepressante, voorboedmiddels en jou ander kroniese medikasie bind en verhoed dat dit deur jou liggaam opgeneem en gebruik word. Dis hoekom ek geactiveerde charcoal slegs aanbeveel in die geval van oordosering en vergiftiging. Daar is egter belowende studies wat voordele toon vir kroniese niersiekte omdat dit die hoeveelheid gifstof wat die niere hoef te filtreer verminder en dit kan ook selfs cholesterol verlaag. Maar meer studies is beslis nodig voordat ons werklik weet of dit voordelig is vir hierdie toestande.